Hear me out. Ek het iets op die hart. Kyk my in die oë en dan sê jy vir my, die lewe is unfair. En ek vir jou sê, jy maak 'n moerse fout. Elke geleentheid wat daar vir jou is al vir my. Lewe werk eintlik baie eenvoudig. Positiewe denke bring positiewe dinge na jou toe. En as ek hierdie hele speech gedoen het en jy let net op na my vloekwoord of my vloekwoorde, stop sommer nou om te kyk. Want jy is oppervlakkig, jy mis die punt. Dis wie ek is, dis hoe ek praat. Vra jy vir 'n teoloog, wat is God? Gaan hy vir jou sê, was altyd daar, sal altyd daar wees, kan nie geskep word nie, kan nie vernietig word nie, beweeg van een vorm na 'n ander vorm. Vra jy vir iemand wat hoog geswat is in fisika, wat is energie? Gaan hy vir jou sê, energie was altyd daar, sal altyd daar wees, kan nie geskep word nie, kan nie vernietig word nie, beweeg van een vorm na 'n ander vorm. Nou, iewers along the line sien ek 'n resemblance. As jy alles in jou liggaam oralste op aarde afbreek, tot op die kleinste, verby atome, gaan jy 'n energie kry wat hulle noem diffusiebeweging. Of die Brown beweging. Een of ander ou wat se van Brown was, het dit uitgevind of op het afgekom of whatever. Daai beweging, daai energie, sien ek met alles in my as die creator. Dit is God. Dit is in almal. So jy kan nie vir my sê die lewe is unfair nie, want God is dan in elke een. Dis hoe jy dit hanteer. Dis hoe jy daarna kyk. As jy besluit jy kan nie, fok, jy's reg. Jy kan nie. As jy besluit jy kan, fok it, jy is reg. Jy kan. So jy iets approach, jou attitude teenoor dit. Ja, mense gaan fucked up raak en mense gaan assholes raak, maar dis hoe mense is. Jy doen een goeie ding of 10.000 goeie dinge en niemand of almal onthou dit en jy doen een ou fucking foutjie en elke fucking mens onthou dit en hou dit teen jou wat ook al. So mense gaan fucked up raak. But kyk verby dit. Want iewers along the line, so bang en moeg en hartseer en bly en opgewonde soos wat jy geraak het, gaan daai persoon ook raak. So dit gebeur met elke een. Op 'n stadium gaan hy mens dink, as hy gewete het, wel, hy het nou 'n bietjie fucked up geraak met jou of wat ook al. Maar kyk verby dit, moenie worry oor wat daai ou aan jou doen nie, moenie wrokke hou nie, want jy vergiftig net jou eie siel. Staan in die oggend op, pak jou probleme, daai vars hoopie kak wat daar lê, moet dit nie los en laat mif en nog fucking erger laat ryk nie. Face dit, face jou probleme, face die kak wat jy aangejaag het, kry dit agter. Die lewe is kort. Jy verstaan nie hoe fucking kort is die lewe eintlik nie. Ek is 35 jaar oud, ek was gister in graad 1. Dit voel vir my genuine soos gister wat ek my skoolloopbaan begin het. Sodra jy wrokke teen iemand hou, keer jy jouself om iewers in die lewe te kom of te vorder of enigiets positief na jou toe te kry, want jy dink die hele tyd aan negatiewe goed. Positiewe gedagtes trek positiewe goed aan. Dit werk soos gravity. Ek gee nie 'n fok om wie jy is nie. As jy bo 'n gebou gaan staan en jy spring af, gaan jy teen die grond vaslet, no fucking matter what. Daai is 'n reël, dis daar, dit gaan gebeur. Dit is dieselfde met action-reaction. Vir elke aksie is daar reaksie. Vat 'n bal, jy gooi hom teen 'n muur vas, hy kom terug na jou toe, daai reaksie. Selfs met jou mond, as jy iets vir iemand gaan sê, daar gaan 'n reaksie daar uitkom. Dink mooi wat jy sê. Ek is 'n ou wat baie lief is om met my mond mense te raspe. En dis iets wat ek regtig ernstig aan moet werk, want ek sê miskien iets en dis vir my nie op so vlak van dit regtig so erg is nie, maar aanhou vat dit erg ter harte. Wat so ding soos verbal abuse, dis erger as fisiese abuse in my oë. Op die einde van die dag as iemand vir jou die hele tyd gaan sê jy is dom, gaan jy nader aan glo jy is dom. As jy vir iemand gaan sê jy lyk siek en klomp mense sê die hele tyd vir hom, hy siek, gaan jy dit nader aan glo. As jy 'n drom water hier sit en ag 'n drom hier sit en is vol modder en jy sit 'n housepipe in, gaan daar nader aan net kristalkleer water uitkom. Al die modder en goed gaan van self uit begin kom. So, hoe meer jy jouself voed met positiewe goed, hoe positiewer gaan jy raak. Hoe makliker gaan goed vir jou begin raak. Want guess what? Jy raak beter. Ons 'n ander ding met hulle noem law of averages. Ouens wat bemarking doen gaan weet wat ek van praat. Law of averages sê 1 uit 10 ouens gaan dalk die kans gee vir jou om die ding te koop of whatever. Selfs met alles in die lewe werk so. Kom terug op daai storieetjie in die Bybel van die saadjie saai. Eventually saai saad in goeie grond
val. Jy moet net aanhou fucking saai. Dis al wat jy moet doen. Jy moet net aanhou saai. Daar gaan goed wees wat die voëls opgeëet het. Daar gaan goed wees wat in die paadjie val. Daar gaan goed wees wat in die rotse klim, want nie almal gaan so glo nie. En mettertyd, soos jy positief begin dink en alles begin soos 'n snowball aan mekaar te kom en goeders begin net van alle kante af kom, jy jouself moet kyk om te vra, droom ek nie dat dit met my so goed gaan nie. Want dis jy wat dit self create het. Jy's die creator van jou eie universe. Van ek gee nie om of jy hom noem God, Allah of wat ook al nie. Jy is die creator van jou eie universe. Daai krag wat binne in jou is, daai energie. Dis daar, gebruik dit. Moet dit nie net los nie. Dit werk albei kante toe, positief, negatief. Jy moet besluit watter kant toe gaan jy gaan. En hoe meer jy positiewe goeders begin doen, dit gaan begin snowball en een ding na die ander gaan net kom en jy gaan net heeltyd positiewe gedagtes hê. Positiewe goed gaan op jou pad kom. Maar gaan nie meer tyd wees vir negatiewe goed en jy gaan nie voel soos jy moet negatief raak oor enigiets nie. En sien die son skyn oor ander. En help mekaar. Wees daar vir mekaar. Lewe is kakkorte. Net so, dan is dit verby. Net so, dan is jy kanker. Net so, dan is jy pa weg. Net so, dan is jy ma weg. Ek geen iemand verkeer hierdie pad van die dood gestap het nie, ek het ook al 'n paar keer. Jy kan nie sit en top daaroor nie, maar mense was hier gewees vir 'n rede. Leef jy jou rede. Ek het 'n girl gehad wat selfmoord gepleeg het en sy het vir my 'n beautiful brief gelos want sy gesê het sy wil baie graag hê ek moet 'n vol lewe lei en ek moet voluit lewe. En dis wat ek doen. 'n Baie maal bevraagteken waarom sy so vroeg moes gegaan het, maar haar rede was gewees dalk op aarde om vir my te laat besef. Ek moet my kak stop. Ek moet op met my kak. Ek moet 'n vol lewe lei en ek moet reg lewe en ek moet die regte dinge doen. En ja, ek slip op nou en dan, want ek is ook maar 'n mens. Maar solank jy dit erken en jy weet, jy's supposed be om reg te maak. So iets my versoek. So iemand is waarmee jy lank nie meer gepraat het nie, of jy's kwaad vir hulle of enigiets. Maak reg met daai ouens. Wees die minste al was jy nie verkeerd nie. Maak reg met daai mense, maak reg met al daai mense. Want die lewe is so kort. Dan is dit verby. En daarmee groet ek julle. Ek hoop het werk. Maar vergeet ek die fucking belangrikste deel. As die beat drop, sit jou fucking brille op.